Genade onbeschrijfelijk groot, het weer aan mij bewijs. Verloren zijn, wegloopkind, weer die vaderhuis. Ek is die naam van 'n kind, nie wat wou self my sake reel, my liefde, my kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Die Here sê vir ons, ek is julle lig en julle redder. Julle hoef nie bang te wees nie. Ek is julle toevlug. Julle hoef nie te vrees nie. Genade en vrede vir u van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en hemelse Vader, ons is so dankbaar dat ons vanmôre weer die geleentheid het om so met u woord besig te mag wees. Seën ons asseblief met wat ons nodig het om te hoor wat ons moet hoor en om te sien wat ons moet sien. Open ons harte en open ons verstand vir die wonderlike waarheid van die evangelie van Jesus Christus. Dankie dat ons vanmôre weer kan stil word en ons kan verwonder aan u genade en aan u liefde. Dankie vir al u seën in ons lewe. Dankie dat ons kan weet, niks kan ons van u liefde skei nie. Ons bid vanmôre weer, Here, op u bevel vir almal wat op ons voorbidding reken, 'n wêreld, 'n land, 'n dorp. Ons bid vir ons self, ons kinders, ons bid vir bejaardes en eensames, vir siekes en vir verwaarloosde mense. Ons bid vir owerhede en onderdane. En ons vra, Here, gee tog dat die lig van u evangelie so sal skyn, dat dit ons almal sal oortuig van u waarheid. Wees nou so met ons ook in hierdie oordenkingstyd van u woord. Gee dat ons u teenwoordigheid op hierdie manier sal beleef. Dankie vir die vergifnis van sonde. Leer ons, Here, om te verstaan wat dit u gekos het, sodat ons kan lewe. Hierdie dinge bid en vra ons in Jesus se naam, op grond van u genade. Amen. Ons skriflesing vandag is gedeeltes uit die evangelie van Lukas. Ons gaan lees uit die verse 1 tot 43. En ons gaan begin deur te lees uit Lukas 15 van vers 3 af. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en hy gaan agter die een aan wat weg is totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en hy tel hom op sy skouers en as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en hy sê vir hulle, wees saam met my bly want ek het my skaap wat weg was weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. En dan lees ons van vers 8 af. Dis die gelykenis van die verlore muntstuk.
Of watter vrou wat 10 silwer muntstukke het en een raak wegsteek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. En dan lees ons die bekende gelykenis van die verlore seun van vers 20 af. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry en hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. En toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, trek dit vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom, laat ons eet en feesvier, hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer, hy was verlore, en ek het hom teruggekry. En toe het hulle begin feesvier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery en hy roep toe een van die bediendes nader en hy vra hom wat aan die gang is. En die bediende antwoord, u broer het teruggekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. En dan lees ons van vers 28 af. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en hy praat mooi met hom. Maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, maar nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. En toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer, hy was verlore en ons het hom teruggekry. Ons lees tot sover. Die teks vir die prediking kom uit 'n ander hoofstuk van die evangelie van Lukas. Lukas 19 vers 10. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Lees weer saam met my die woorde van Lukas 15 vers 6 en 9. Wees saam met my bly. En dan ook vers 32. Ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie. Nou hierdie blydskap waarvan Lukas 15 verse 6 en 9 en vers 32 praat, is iets wat 'n gelowige se hele lewe behoort te kenmerk. Laat my toe om te verduidelik. Geleerdes sê, en hulle is reg, Lukas 15 is die kernagtige samevatting van die hele evangelie van Jesus Christus. Dis waar. As enige mens sou wil weet waaroor die evangelie gaan en hoe die evangelie verstaan moet word, dan hoef jy nie eers diep en lank in die teologie te gaan studeer nie, jy hoef nie eers die hele Bybel deur te lees nie, jy kan net Lukas 15 vers 1 tot 43 lees. Die eenvoud van die Here Jesus se samevatting van die evangelie in hierdie klompie verse is, om die minste te sê, aangrypend. Die Here vertel hier in Lukas 15 3 eenvoudige stories. En al drie dra basies dieselfde boodskap. Dis die boodskap van verlore, maar gevind. In die gelykenis van die verlore skaap hoor ons hoe die herder sê, ek het my skaap wat weg was, weer gekry. En die vrou in die gelykenis van die verlore muntstuk sê dit ook. Ek het my geld wat weggeraak het, weer gekry. En die pa wie se verlore seun teruggekom het, roep dieselfde ding uit. Hierdie seun van my was dood, hy was verlore en ek het hom teruggekry. Hoor die refrein, verlore, maar gevind, 3 maal. En dink 'n oomblik saam met my oor die begrip verlore wees. Wat beteken dit om verlore te wees? Nou as daar een hoofstuk in die Bybel is waar 'n mens kan verwag om 'n beter begrip van verlore wees te kry, is dit juis hierdie hoofstuk in Lukas se evangelie. Jesus se storie gaan oor 3 goed wat verlore raak.
Die skaap raak weg uit 100, die muntstuk uit 10 en die seun uit 2. En dan verder, die skaap raak verlore in die oop veld en die muntstuk binne die mure van 'n huis en die seun, of dalk moet ons sê die 2 seuns binne die dampkring van 'n liefdevolle vaderhart. Maar let dan ook op hoe die proses van verlore raak nou al verloop. Die eintlike punt is, nie een van die verlorenes kan hulle self help nie. En dis presies wat Jesus ons wil leer. Dis ook waaroor die evangelie van Jesus Christus gaan. Dis tog wat Lukas 19 vers 10 sê, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ek meen is duidelik, wat kan 'n skaap nou aan sy eie saligheid doen? Op sy eie, verward en kwesbaar dwaal hy in die veld rond, uitgelewer aan die elemente, die hitte, die koue, die doringtakke, die diewe, die wilde diere, honger, dors, dood. En die muntstuk? Wat kan 'n muntstuk tot sy eie herwinning bydra? As hy eers daar in 'n donker, stowwerige hoekie van die huis beland het, lê hy net daar, stom, nie in staat om 'n millimeter te roer nie. As hy nie gevind word nie, is hy verlore. En die seun, uitgelewer aan die ellende van 'n varkhok, wat kan hy tog doen om daaruit verlos te word? Wel, kan 'n mens sê, die seun kom daarom tog nog tot inkeer, en hy staan daarom tog nog op, en hy keer na sy pa toe terug. Dit het ons tog in verse 17 tot 20 gelees, nie waar nie? Nou, dis alles waar, maar dink mooi. Selfs dit kan nie tot sy krediet gereken word nie. Ja, daardie seun kom wel tot inkeer, en hy staan wel op, maar dan as gevolg van die herinnering aan sy vaderhuis. Dis daai herinnering, daardie brokstuk van wat hy onthou van sy vaderhuis, wat saam met hom in die varkhok ingaan, en dis daai stukkie onthou, wat hom weer daar gaan uithaal en terughaal na die huis van sy vader. As dit nie vir daai herinnering was nie, was hy ook soos die skaap en die muntstuk verlore. Ek glo nou, elkeen van ons besef, of die Here nou hier van 'n skaap, of 'n muntstuk, of 'n verlore seun praat, wat hy bedoel is, die mens se verlorenheid, sy sondeverlorenheid. Die mens wat homself of haarself nie kan red nie. Dis waaroor dit hier gaan. Elke keer in al 3 verhale hoor ons, om verlore te wees, is om van jou herder, jou besitter, jou vader, jou God vervreemd te wees. En om so verlore te wees is die verskriklikste ding wat 'n mens kan oorkom. Wat kan noodlottiger wees as om van die lig van die lewe afgesny te wees? Dis die ergste wat met 'n mens kan gebeur. Maar dan die tweede deel van Lukas 15 se boodskap. En dis die eintlike boodskap van Jesus se 3 stories. Verlore ja, maar veral gevind. Dis waaroor dit vir Jesus gaan, oor hierdie gevind. Om gevind te wees is baie belangriker as om verlore te wees. Maar het dit u opgeval, in al 3 gelykenisse vertel Jesus van 'n ongewone, onvermoeide soektog na verlorenes. Watter herder met 'n logiese verstand werk met die formule 99/1? Lukas 15 sê, die God wat ek en jy aanbid, doen juis dit. Al is dit net een skaap. Dis wat van hierdie begrip gevind so uitsonderlike begrip maak. En het die vrou wat haar geldstuk gesoek het, daarom nie te buitensporig opgetree nie, te oordadig nie? Ek lees iemand sê, ja, dis omdat dit nie sommer so 'n muntstuk was wat sy verloor het nie. Daar's geleerdes wat meen, daai muntstuk was deel van daardie vrou se bruidskat. En 'n vrou se bruidskat in daardie tyd was vir haar so kosbaar, dat sy selfs daarmee gaan slaap het. Haar bruidskat was haar finansiële sekuriteit, sou sy dalk eendag op haar eie moes regkom. Dit was, om dit so te sê, deel van haar identiteit. Om haar bruidskat te verloor was so goed as om haarself te verloor. U sien, as 'n mens dit so verstaan, dan kan jy begryp waarom sy die lamp opgesteek het en die huis met die besem uitvee tot sy weer die geklingel van haar munt kon hoor. 'n Mens kan tog verstaan dat 'n vrou so iets ter wille van haar bruidskat sou doen. Maar dan doen sy tog ook iets wat die meeste vrouens seker nie sou doen nie. Sy maak die nuus van haar fonds in die hele buurt bekend. Sy nooi almal vir 'n vreugdefees. Watter tipe vrou sou dit doen?
Lukas 15 sê, dis wat die God wat ek en jy aanbid doen, wanneer hy eintlik maar dit wat aan hom behoort soek en vind. En die pa, besef u, die pa doen wat geen waardige oosterse pa van destyds ooit sou droom om te doen nie. Hy hardloop so waar uit na die jongste seun. In 'n sekere sin hardloop hy ook uit na die oudste seun wat stig en styf buite in die koue staan, om hom ook te wen vir die vaderhuis. Dis so onwaardig vir 'n pa. Dis so vernederend om na 'n kind toe te hardloop wat hom in die steek gelaat het, wat hom so verneder het met sy optrede. Dit geld vir die jongste sowel as die oudste seun. Maar dis juis wat die God wat ons aanbid doen. Al moet hy hom verneder om dit ter wille van ons te doen. Dis die evangelie van Lukas 15. Jesus gebruik hierdie 3 beelde om vir ons iets te vertel van God se intense soektog na verlorenes. God wat in die strate en in die gangetjies, op die paaie en in die lanings van hierdie wêreld aanhou vra na die armes en die kreupeles en die blindes en die verlamdes en die sondaars, tot sy huis vol word, sê Lukas 14 vers 21. God wat nie alleen aan tafel sit saam met die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, maar veral ook saam met die sondaars en die tollenaars, die veragtes en die verstotenes. En dis wat ons ook lees in die eerste vers van Lukas 15. Lukas sê daar uitdruklik, die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Dis die blye boodskap. Dis die evangelie van Lukas 15. Die blye boodskap van God wat in sy seun na ons toe gekom het. En wat vandag nog, daagliks steeds in hierdie stukkende, in sonde vervalle wêreld kom, om wat vir hom kosbaar is te soek en te red. Met 3 verskillende stories. 3 eenvoudige stories help Jesus ons om te verstaan wat dit was wat hy gedoen het toe hy aan die kruis vir ons gesterf het. Toe hy na 3 dae die dood oorwin het. En dit wat ons sing met die woorde van Gesang 190 vers 2 is presies dit wat die Here in Lukas 15 vir ons leer. Ons sing daar, ek kon vind, u het my gekry voor ek nog my skuld bely. Dis die evangelie. Ons, ek en jy, ons kinders, alle mense van nature verlore, maar God dank, God het ons gevind. Dis ook die boodskap van die Paasfees wat ons sopas gevier het. 'n boodskap wat sê, in sy liefde het God ons gesoek totdat hy ons gevind het. As jy glo dat Jesus die Here is, dat hy in ons plek aan die kruis gesterf het, dat hy uit die dood opgestaan het, en as jy God en jou naaste lief het, as die evangelie jou aangryp en jou besiel, dan kan jy tog nie sê dis oor jy so oulik is, dat jy hierdie dinge glo nie. Jy kan dit net sê omdat God ons in sy genade gesoek, gevind, gered en verlos het. En ek sou nou vanmôre hier kon amen sê, want om dit te weet is genoeg. Wat meer wil 'n mens weet? Maar dan, daar is tog ook nog 'n baie belangrike begrip in Lukas 15 wat ons nie mag miskyk nie. Net soos die begrippe verlore maar gevind, hoor ons hierdie begrip ook in al 3 die gelykenisse wat Jesus vertel het. En die geleerdes sê hierdie begrip druk die hart van die evangelie selfs nog beter uit as die begrippe verlore maar gevind. En dis die begrip blydskap. Want die geleerdes sê die begrippe verlore maar gevind beskryf die evangelie vanuit die perspektief van wat met die mens gebeur. Maar blydskap beskryf die evangelie veral vanuit God se perspektief. En dink nou mooi, blydskap is elke keer die hoogtepunt in elkeen van Jesus se 3 stories. Dis waarop alles elke keer uitloop, op blydskap, op vreugde, op feesviering. Wanneer die herder met sy skaap by die huis kom, dan roep hy sy vriende en bure bymekaar en hy sê vir hulle, wees saam met my bly. En wanneer die vrou haar muntstuk vind, dan roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sy sê, wees saam met my bly. En wanneer die verlore seun tuis kom, dan sê die pa, ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie. En het hy verder opgelet? Dis 'n blydskap wat selfs die engele in vervoering bring. Dit gaan oor 'n blydskap wat die hemel vul. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer,
eerder as oor 99 mense wat reg doen en bekering nie nodig het nie. En vers 10, ek sê vir julle net soos daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Besef jy? Dis God se blydskap. En om net daaraan te dink behoort elke mens hoendervleis te gee. Die feit dat God my gevind het, een van miljoene der miljoene, 'n bitter baie klein nietige spikkeltjie in die groot heelal, dit maak dat daar blydskap in die hemel is. Die feit dat God my gevind het, wat ook al die rede vir my verlore wees ooit was, maak dat daar blydskap onder die engele is. Dis soos die God is wat ons lief het. En daarom behoort blydskap en vreugde en feesviering ook die sentraalste deel van alles in die kerk en in gelowiges se lewe te wees. Ons moet ons verlossing vier, altyd. Ons moet nooit vergeet nie. Ons sou vir ewig verlore gebly het, as God ons nie gesoek het, totdat hy ons gevind het nie. Ek is seker u het ook al agtergekom, dat die Bybel nou maar eenmaal die manier het, om elke keer weer soos 'n spieël voor 'n mens te kom staan. En dis met die viering, die blydskap van die evangelie ook so. Nadat 'n mens die evangelie nou weer gehoor het, die goeie nuus van verlore maar gevind, is die vraag elke keer, hoe lyk jou viering daarvan? Hoe lyk jou blydskap oor die nuus dat God jou gevind het? Mag dit nooit maar nooit gebeur dat hierdie ongelooflike, hierdie wonderlike evangelie van verlore maar gevind sy waarde vir ons verloor nie. Mag dit nooit gebeur dat die genade van God waarvan ons sing, dis onbeskryflik groot, vir ons goedkoop word nie. Vier jou verlossing, my broer en suster. Ja, vier jou verlossing in alles wat jy doen en in alles wat jy is. Want as dit nie gebeur nie, sal hierdie wonderlike evangelie vir ons so baie ander dinge ook maar goedkoop word. En dit mag nie. Daarvoor is die evangelie van verlore maar gevind te kosbaar. Daarom vier dit. Wees bly, wees dankbaar. Hierdie evangelie is al wat ons lewe werklik sin gee. Amen. Kom ons dank. Dankie Here vir die evangelie van verlore maar gevind. Leer ons van dankbaarheid. Leer ons asseblief van blydskap. Help ons om die raad wat Paulus gee te volg, wees bly. Ja, sê hy herhaal, wees bly. Wees bly oor die feit dat God ons gevind het en dat niks ons ooit van die liefde van God kan skei nie. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Maar u sien ver, oneindig ver. U sien my honger, u sien my dorp. Nog voordat ek kon skuld belê, druk u my aan die bors. Genade